Groet in die mooie naam van Jesus Christus. So as profeet Sylvester Koopman hierso. As weer eens vandag 'n voorreg om met julle die woord te kan deel, om te praat oor die dinge van die Here en iemand te bemoedig en iemand te stig. Want die Here is wonderbaarlik en die Here is goed. Vandag het ek 'n paar skrifte vir julle voorberei en 'n woord vir iemand, prys die Here, wat in 'n baie moeilike situasie en omstandighede is. Omstandighede waar jy nie heel moontlik voel daar's nie uitkoms nie. Omstandighede waar jy heel moontlik voel daar's nie 'n lig aan die ander kant nie, daar's nie 'n deurbraak nie. En in baie gevalle, as ons so voel, dan is die uitweg vir baie mense om 'n quick fix te soek. En vandag is ek hier om vir iemand te sê, 'n quick fix is nie wat jou gaan help nie. Iets om jou te maak vergeet vir 'n dag of 2, vir 5 minute, gaan jou nie baie help nie. Die beste ding om te doen, is om elke situasie in die oë te staar. Die beste ding om te doen, is om God te raadpleeg oor elke probleem en elke moeilikhede in jou lewe, prys die Here. Ek wil nie tyd mors nie. Ek wil onmiddellik in die boeke van Jonah, wil ek saam met julle hierdie woord van Jonah deel, prys die Here. Jonah is 'n baie wonderbaarlike karakter in die skrifte, 'n baie wonderlike profeet in die skrifte, en die Here het baie gepraat met Jonah, sal ek eerder sê, met Jonah gedeel oor Nineve. So ek is vandag by Jonah 2, waar die skrif lees, en ek wil net so ligte agtergrond. Jonah, die Here praat met Jonah, en die Here sê vir Jonah, gaan na hierdie spesifieke plek toe. Hierdie mense wil ek baie graag red, hierdie mense wil ek baie graag tegemoet kom. Maar hierdie mense is in 'n situasie waar hulle afgode aanbid. Hierdie mense is by 'n situasie waar hulle afgode aanbid, waar hulle die Here nie in ag neem nie, waar hulle sonde die hemel bereik het, soos in dieselfde geval van Sodom en Gomora. En die Here praat met die profeet om met hierdie mense te praat, prys die Here. So die Here praat met Jonah oor Nineve. Die Here sê vir Jonah, ek wil hierdie mense, sal ek eerder dit so stel in my eie woorde, ek wil hierdie mense begenadig wees, want iemand weet, as God praat oor 'n situasie, as God praat oor omstandighede, as God praat oor iemand, dan praat die Here om iemand uit te red, of uit te haal, of te genees, of te stig, of 'n oplossing te bring vir iemand se moeilikhede en iemand se probleem. Dis die alrede hoekom God praat, as God die dag praat. En God praat op so wonderbaarlike maniere, en soms is dit so moeilik vir ons om te onderskei wanneer God praat met ons, prys die Here. En so, hier is 'n situasie waar by Jonah mee gepraat is. Die Here het hom instruksie gegee, Jonah, ek wil hê jy moet dit doen. En Jonah dink by homself, maar ek kan dit nie doen nie, want hy kyk na sy menslikheid. Hy kyk na sy status. Jonah kyk na sy wie weet, sy college degree, of sy graad, of sy matrieksertifikaat, en hy sê vir homself, maar as die manier hoe ek kan met hierdie mense praat wat in so 'n hoë plek is. Jonah kyk na sy finansiële status. Ek kan nie met hierdie mense praat wat in hierdie hoë klasse, in hierdie hoë leagues, in 'n ander kategorie is as wat ek is nie. Daar's nie 'n manier dat ek kan praat met hierdie mense nie. En die Here het Jonah nodig gehad om hierdie boodskap vir hierdie individue oor te dra. Die Bybel sê en Jonah dink toe maar hy gaan weghardloop. 'n Man wat weghardloop van die teenwoordigheid van God. Hy besluit toe hy gaan weghardloop, en hy gaan ver weggaan waar God my nie kan kry nie, waar die mense, of waar ek nie in 'n situasie is waarby ek te naby is om daarna toe te gaan nie. Die Bybel sê, hy stoot op die spesifieke skip of boot, en hy is besig om te reis, en dinge gebeur toe op die skip, en die Bybel sê hulle begin loop toe. En Jonah sê, maar hy is die rede hoekom hulle amper sterwe in hierdie ernstige
ernstige golwe en hierdie ernstige winde op die see. En Jonah vra vir hulle, gooi my af. En dierbaar as toe Jonah afgegooi was, toe die see stil geword. En daar kom 'n vis wat Jonah insluk en hierdie is Jonah se gebed. Hierdie is Jonah se noodkreun. Hierdie is Jonah se uitroep. En dierbaar is elkeen van ons kom in 'n plek dierbaar is waar ons moet uitroep na die Here. Waar ons stem moet verhef na die Here, die God van die hemel. Waar ons sê, Here, help my, Here, ek is in 'n situasie, Here, ek is in 'n moeilikhede, ek soek hulp, help my, Here. En hierdie was Jonah se situasie. En nou Jonah onder in die see, waar wetenskaplik gesproke, waar mense nie kan suurstof uit die water uitkry nie. Waar mense nie kan lewe nie. Jonah is in omstandighede waar dit onmoontlik is vir Jonah om te survive in. Jonah is in omstandighede waar dit onmoontlik is vir Jonah om te oorleef in. Die enigste manier hoe mense in Jonah se skoene hiervan en verder vorentoe gaan is die dood. Jonah het die geleentheid terwyl hy onderwyl hy binne in hierdie vis se buik was, het Jonah die geleentheid om te kreun, om te smeek, om te bid. En Jonah het tot die Here sy God gebid uit die gewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep. En hy het my verhoor uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. Hy het my stem gehoor. Hy sê, in die binneste van die doderyk, in die hart van die doderyk, want dat is die manier hoe Jonah homself sien uitkom hierso nie. In die binneste van die doderyk, ek is klaar dood, hy klaar gaan vaar, hier is ek dood, maar ek kry 'n geleentheid om my God, die God wat by my gepraat het, aan te roep. En dis Jonah hierdie wat die Here aanroep. En dierbaar is, soos ek vir julle sê, in baie gevalle, en soms blyk en lyk dit as die manier dat die uitkoms is nie. En u mag dalk in 'n situasie is waar u in die binneste van die doderyk is. U mag dalk in 'n situasie is waarby u in 'n moeilike plek is en u sê vir uself, maar daar's nie 'n manier hoe ek kan nie uitkom nie. Daar's nie 'n manier hoe die Here my kan verhoor uit hierdie plek uit waar ek nou is nie. Jonah sê, ten spyte van die feit dat hy in 'n plek is van die doderyk, het hy uitgeroep. Het hy uitgeroep tot God. En dierbaar is wonderbaarlik genoeg wat Jonah nie agtergekom het nie. En wat baie van ons nie agterkom as ons hierdie gedeelte lees nie. God is die heel eerste wese wat 'n submarine gemaak het. Ons het agterna eers gecatch up. Maar hierdie was God se submarine. Hierdie vis was God se submarine om Jonah te kry by die plek waar God hom wou gehad het. Bybel sê, U tog het my in die diepste gewerp, in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al U bare en U golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van U oë, tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. En ten spyte van die situasie waarin is, omstandighede waarin hy is, ek sal tog die heilige tempel aanskou. Het hierdie hoop gehad, hy sou weer. Dierbaar is daarvoor moet ons nooit op 'n hoop hê nie. Ons moet nooit op 'n glo nie. Ten spyte van die feit dat ons nie kan lig aan die ander kant sien nie. Ten spyte van die feit dat die donkerte so geweldig is dat ons nie 'n manier, ons kan dit nie vind om aan die ander kant uit te kom nie. As ons in ons gedagtes bedink, as ons die sommetjies bymekaar maak, is dan nie 'n manier nie, maar hoop dierbaar is. As ons vaste vertroue, vaste hoop het in God, kan ons aan die ander kant uitkom. As ons 'n vaste vertroue, vaste hoop het in die Here, kan ons aan die ander kant uitkom. As ons 'n vaste hoop, 'n vaste vertroue het in die Here, kan die lig weer skyn. En Jonah het met die Here, met die God wat met hom gepraat het, het hy in hierdie situasie, het hy besluit, ek gaan nie die Here ver los nie. Ek gaan nie die Here daar los en ek gaan alleen deur hierdie hele ding gaan nie. Ek gaan die Here nader bring. Ek gaan die Here innooi. Ek gaan nie die Here sê, okay, maar dis my ding hierdie en u is nie welkom hierso nie. Nee, ek gaan die Here nader bring.
Ek gaan seker maak die Here is deel van hierdie moeilike situasie waarin ek is. Ek gaan seker maak die Here is deel van hierdie moeilikhede waarin ek is. Ek gaan seker maak die Here, die God van die hemel, is deel aan my omstandighede. Ek is wel in die buik van die doodryk. Ek is wel in die buik van die see. Ek is wel in die buik van die vis. Maar daar's nie 'n manier hoe ek hier in hierdie plek is sonder om God te sê, Here, U is saam met my hier nie. Sonder om God te raadpleeg en God in te nooi te sê, Here, U is saam met my in hierdie ding nie. Maak nie saak hoe omstandighede is nie. Maak nie saak hoe moeilik dinge is nie. Maak nie saak of U vasgevang is in dwelms of U vasgevang is in watter tipe dinge ook al mag wees nie. In die vlees, in sekere dinge in die vlees vasgevang. Hy sê, ten spyte van die feit dat ek weet ek het weggehardloop, ten spyte van die feit dat ek weet ek het weggehardloop uit die teenwoordigheid van God, het hy gesê, Here, ek nooi U weer in. Ek is bereid om te erken, ek het weggehardloop, maar dis wat die woord sê, ons is ontrou, maar hy bly getrou. Here, ek het weggehardloop, maar ek kom weer terug na U toe. Ek roep om hulp, ek vra om hulp, Here. My situasie is nie van die bestes nie. My situasie is nie 'n situasie waarby ek kan kyk en miskien 'n tweede plan het nie. My situasie is nie 'n situasie waarby ek kan die deurbraak sien. My situasie is nie 'n situasie waarby dinge beter kan gaan nie. Maar ten spyte van die feit dat dinge so moeilik is, ten spyte van die feit dat die mure my druk, ten spyte van die feit dat ek nie 'n ander uitkom sien nie, ek nooi U saam met my. U is saam met my. En ek wil vir iemand sê, liewe luisteraar, liewe kyker, ek wil vir iemand sê, as jy deur 'n break-up gaan, as jy deur hartseer gaan, as jy deur 'n treringsproses gaan, Here, U is saam met my in hierdie ding. Here, U is saam met my in hierdie ding. Here, ek gaan nie die Here ver los nie. As U besig is met dwelms en U wil baie graag ontslae raak, U wil baie graag uitkom, U wil baie graag uitkoms hê. Die approach is nie om God ver te los nie. Die approach is om God so naby as moontlik te kry. Die approach is nie om te sê, maar ek is besig met hierdie ding en die Here is ver van my af en die Here hou nie van my nie en die Here gaan enigiets doen wat teen dit is waarmee hy besig is. Nee, die waarheid, ten spyte van die feit dat jy weet, dit wat jy doen is nie behaaglik in die aangesig van die Here nie. En jy wil baie graag uitkom in jou hart, in jou siel is daar 'n verlange, daar's 'n noodkreet, daar's 'n uitroep. Daar's iets wat smag na God, daar's iets wat smag na beter, daar's iets wat smag na uitkoms. Bring die Here in daai omstandighede. Ek is werkloos, ek weet nie waar gaan ek die volgende brood kry nie. Ek weet nie hoe gaan die kos op my tafel kom nie. Ek weet nie hoe ek my kinders gaan voed nie. Here, U is saam met my in my werklose omstandighede. U is saam met my. Ek het 'n besigheid geregistreer en ek gooi dinge in en dinge lyk nie hulle gaan vir my deurkom nie. Dinge lyk nie hulle gaan vir my beter word nie. Die beste ding om te doen is nie om verder weg van God af te bly nie. Here, U is saam met my in hierdie situasie. Here, U is saam met my in hierdie situasie. Dierbaar is as ons God in die situasie bring. Hy sê, ken my in al julle weë en ek sal julle paai gelyk maak. Jy het rondgegaan, jy het rondgebel, jy het oral gegaan, jy soek 'n lening, jy soek baie graag 'n voertuig, jy naam is nie goed nie, dinge werk net nie uit nie. Jy kan nie lening maak nie. Here, U is saam met my in hierdie situasie. Ken my in al julle weë. Ek dink, as ons soms by 'n plek kan kom, of omstandighede kan kom, waarby ons net die woord kan glo en die Here vat op sy woord, sal dinge so baie beter wees. Sal dinge so vinniger beter word. Sal dinge in plek val. Here, U is saam met my. Ja, dinge druk by die werk. En is moeilik by my werksplek. Dit voel vir my, daar's mense wat my nie daar wil hê nie. Dit voel vir my, daar's mense wat dinge as prins doen, om my in 'n posisie te sit waarna ek is. Dit voel vir my, die mure druk by my werksomstandighede, en dinge gaan nie goed nie. Eens op 'n tyd het alles mooi geloop, alles het goed gegaan. Dinge is nie meer dieselfde nie. Mense kyk nie meer na my met dieselfde oog nie. Mense maak storie agter my rug en ek wil net die weg kom. Here, U is saam met my in hierdie weg. Here, U is saam met my in hierdie omstandighede.
finansiëel balanseer dinge net nie, dinge kom nie reg finansiëel nie. Dis altyd die ding, is altyd die ding, is altyd daai ding, is altyd daai ding. Dit voel asof my finansies gekus is, dit voel asof my finansies nie wil regkom, dit voel asof dinge net nie wil. Here, U is saam met my in hierdie ding. Die 3 vriende van Daniël in die vuuroond gegooi was, toe die koning sê, maar julle sal moet buig, manne, julle sal moet so vinnig as moontlik, so gou as moontlik, sal julle moet buig. En as jy nie kan buig nie, as julle nie buig nie, manne, as julle in vir iets anders. Manne, as julle nie kan die knie buig nie, as julle in vir iets anders. Hulle sê, hierdie is 'n magtige stelling, hulle sê, koning, al sal ons God, al sal my God my nie red nie, nog steeds sal ek nie buig nie. En dierbaar is, die mooiste in hierdie verhaal is, die koning gaan uit, iemand kom met 'n berig, mense kom met 'n berig, hulle sê, koning, ons het 3 ingegooi, maar daar's 'n 4de man, wat saam met hulle in hierdie vuuroond is. Hoe gebeur dit, die koning dit sien, lyk dit soos 'n seun van God, wat saam met hulle in hierdie vuur is, en dierbaar is, ten spyte van die feit dat hulle binne die vuuroond is, sê hulle, Here, oh, mighty Jesus, Here, waar jy my ook al kyk, waar jy ook al ingeskakel is van, ek wil iemand moet sê, Here, U is saam met my. Here, U is saam met my in my probleem. Here, U is saam met my in my verhouding. Here, U is saam met my in my huwelik. Here, U is saam met my in my finansiële moeilik, in my finansiële omstandighede. Here, U is saam met my in my gesondheid. Here, U is saam met my. Here, U is saam met my. Here, as U manier, U is saam met my. U is saam met ons. Ek gaan nie buig nie. Ek gaan nie toegee nie. U is saam met my. U is saam met my in hierdie ding. En dierbaar is, dis die belangrikheid. Dis die belangrikheid van hierdie sessie, dis die belangrikheid van hierdie woord, dis die belangrikheid vir die feit dat die ingeskakel is. Here, U is saam met my. Here, U is saam met my. Daniël in die leeukuil, ek is in die leeukuil, Here, hulle het my ingegooi hierso, maar U is saam met my. Oh, mighty Jesus. Hulle het my in die leeukuil gegooi, Here. Soos wat Jonah bid en sê, Here, ek bid uit 'n plek uit wat ek self ag as die doodryk. En ek weet nie hoe U omstandighede mag wees nie. U omstandighede mag dalk nie dit wees wat ek nou noem nie. En U omstandighede mag dalk 'n plek wees wat vir U voel soos die doodryk. En U kan nie uitkom sien nie. U kan nie uitkom sien nie. U het so baie skuld, want dis wat die Gees op my hart lê. U het so baie skuld en so baie skuldeisers, en is gevaarlike mense hierdie, en is omstandighede hierdie waarin U is, wat die doodryk is, en U kan nie sien hoe uitkom, U gaan uitkom nie. U kan nie 'n manier sien hoe U uit gaan kom nie. Here, U is saam met my hier in hierdie moeilikhede. Here, U is saam met my in hierdie ding. U omstandighede. As ek kyk daarna, mag U dalk sê, Here, dis my doodryk hierdie. Vanmôre as ek kyk na U moeilikhede, sê Here, dis my doodryk hierdie. Here, hierdie is my doodryk hierdie. As die manier hoe ek myself kan uit die ding kry nie. Al wat ek weet is, U is saam met my. U is saam met my. En dierbaar is net daai versekering, net om dit te sê, en dan sê jy dit oor en 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 oor. Net om dit te sê, net om dit te confess, net om daarby te hou. Oh, mighty Jesus. Net om daarby te hou, maak dit so makliker. Maak dit soveel makliker. Net om daarby te hou, maak dit soveel makliker. Here, U is saam met my. My omstandighede is dit, maar U, Here, is saam met my. My omstandighede is moeilik en ek kan nie die uitkoms sien nie, maar Here, U is saam met my. En dierbaar is, die Here wat saam met jou is, in die moeilikhede, sal jou uithaal. Julle sien, wanneer ons in 'n moeilikhede kom, wanneer ons in 'n ding instap, wanneer ons in 'n ding is,
dan staan die Here altyd ver, want ons het hom daar ver. As omstandighede druk, dan staan die Here ver, want ons het hom daar ver. As ek 'n saak by my werksplek het en ek kan gefire word, dan staan die Here ver, want ek het hom daar ver. As my gesondheid ingee en ek word siek en dinge is nie meer dieselfde nie, staan die Here daar ver, want ek sit hom daar ver. As ek uit 'n motorongeluk uitkom, staan die Here daar ver, want ek sit hom daar ver. Want ek speel die blame game. Ek speel al wat 'n rol is, wat maak dat die Here net verder en verder en verder en verder wegstap. Ja. Hierdie Jonah besef, hy kom tot die beseffing en hy sê, Here, ek het myself hier. Gelukkig is U saam met my. Gelukkig is U saam met my in hierdie situasie, in hierdie moeilikhede. Die vrou met bloedvloeiing sê, as ek net die soem, as ek net sy soem kan aanraak, weet ek sal gesond word. As ek net sy soem kan aanraak, weet ek sal gesond word. Sy was ook in 'n moeilike omstandighede. Die Bybel sê sy dokter na dokter gegaan. Haar situasie, haar omstandighede van die doodryk, haar ervaring van haar doodryksomstandighede het gemaak dat sy uitkoms begin soek het. En toe sy na dokters toe gaan en hulle nie vir haar die oplossing kan gee nie, het sy op die verkeerde plekke gesoek. Sy was by die verkeerde mense. Sy was by mense wat dinge beredeneer met hulle intellek. En dierbaar is goed om dokters toe te gaan. Hoor my mooi, vir elke Pinksterbroer daar buitekant wat my kyk, elke Pinkstersuster wat dokters despise en wat nie hou van dokters nie, meer dierbaar is. Het is goed om dokter toe te gaan, maar as die dokter nie meer kan werk nie, as die dokter sê hierdie situasie is above me, Here, U is saam met my in hierdie siekte. Here, U is saam met my in hierdie omstandighede. Soek die aangesig van die Here. As die dokter sê, hy het nog net 5 maande om te lewe, jy moet weet, die dokter kan nie weet nie. Maar dis nie in 'n mens om die toekoms te ken nie. God ken die toekoms. Soek die Here, soek die aangesig van die Here. Selfs as die profeet vir die koning sê, maar jy sal sekerlik sterwe. Dierbaar is in daardie tyd en daardie era, wat koning Hizkia hulle gelewe het hulle die woord van die profeet meer geëer as die woord van die dokter. Ten spyte van die feit die profeet hom sê, jy gaan sekerlik sterwe, soek hy die aangesig van die Here, en die Here voeg lewe by. Die vrou met bloedvloeiing het rondgegaan. Die vrou met bloedvloeiing was in 'n moeilike donker plek gewees. Kom ons dink ons maar aan, sy kon nie haar lewe soos enige normale vrou nie. Sy kon nie die dinge doen wat enige normale vrou doen nie. En ons weet nie van hoeveel jaar af hierdie probleem op haar lewenspad gekom het, die sê, mag heel moontlik van 'n baie jongere stadium met hierdie ding op haar lewenspad gekom het. Sy kon nooit 'n jong mens lewe op uitleef soos wat sy dit wil nie. Want sy was in 'n moeilike situasie gewees. Sy sê, as ek net die soem kan aanraak. Here, die dokters het gesê, dis verby. Die dokters gesê, is Ikabod. Die dokters het gesê, as nie manier nie. U is saam met my. U is saam met my, Here. Die skande wat sy moet deurgemaak het. Die moeilikhede wat sy moes deurgemaak het. Here, U is saam met my. Ander net so 'n situasie gehad en hierbaar as ek noem al hierdie dinge en ek wil hierdie voorbeelde noem en ek wil u geloof bou. Ek wil u geloof bou. En ek wil hê jy moet nie u situasie in omstandighede enigstens different sien nie. Jy sit daar met so baie frustrasie, sê man van die Here. Ek hoor wat u sê, maar my probleem is armoede. Dierbaar is armoede is 'n gif, armoede is 'n duiwel, armoede is 'n moeilike gees. Ek sal nie sê is 'n moeilike gees nie, want alles is 'n mindset ding. Armoede is 'n ding wat huise skeur. Armoede is dit wat maak dat
ouers nie hulle se kinders ondersteun in hulle akademiese loopbaan nie. Armoede is 'n ding wat maak dat ouers alkoholiste word en nie omgee vir hulle se kinders nie. Armoede maak dat 'n kind groot word. Armoede maak dat 'n kind groot word in 'n huis waarby hy of sy blootgestel is letterlik net aan drank, aan dwelms. Daar's niks anders nie, daar's niks buiten dit nie. En ek wil amper nie die duiwel skuld gee nie, ek wil sê ons moet man up. Ons moet eerlik word met mekaar en eerlik wees met mekaar. Niemand gaan jou millions of dollars gee nie. Niemand gaan jou rescue nie. Niemand gaan kom tot jou uit en jou uit armoede uitred nie. Ongelukkig is armoede van hierdie tipe van gevegte waarby jy jouself moet help. Elke naweek te drink, om elke naweek te dwelms te gebruik, terwyl ek 3-4 kinders het en ek het 'n vrou, maar ek en my vrou gaan nie in 'n worry oor die 4 kinders nie. Ons twee is in 'n babbel van ons eie. Dierbaar is armoede is 'n lelike duiwel. Armoede is 'n lelike duiwel. Elke individu onder die invloed van my stem, sê man van die Here, armoede waarin ek is eintlik my probleem. Ek bestraf armoede in u lewe in die magtige naam van Jesus Christus. Dierbaar is, as u in armoede is, moet u approach wees, Here, u is saam met my in armoede. Ja, armoede kom met baie skandes. Armoede kom met verskriklike, horrible skandes. Armoede kom met jou selfbeeld. Armoede kom met het nie eens nodig om snaaks te lyk om jou selfbeeld afgekraak te kry nie. Armoede doen dit vir jou. Jy het geen dapperheid in jou nie. Jy het geen confidence in enigiets wat jy doen nie. En die feit dat nie kos by die huis is nie, maak dit al klaar 10 keer erger. Die feit dat jy weet, jy gaan nie as nagte wat jy nie gaan slaap nie, maak dit al klaar 10 keer erger. En elke kind wat my kyk, elke ouer wat ingeskakel is op hierdie broadcast, ek wil vir iemand sê, Here, U is saam met my in hierdie omstandighede. Here, U is saam met my in hierdie moeilikhede. Vir iemand sê, kom ons soek die aangesig van die Here oor ons armoede ook. En dat die Here ons idees gee. Dat die Here ons idees gee. Ek sê dit weer, moenie dink die Here gaan iemand op die witperd laat ry nie. Moenie dink die Here gaan iemand op die witperd laat kom om ons te kom uithaal nie. Om ons te kom verlos nie. Die Here gaan ons idee gee as hoe om uit die armoede, uit die moeilike omstandighede uit te kom. Daar sekere dinge dierbaar is, wat die Here, as die Here jou help, gaan hy jou die idee gee, gaan jy die krag gee, gaan jy die sterkte gee, om jou uit die situasie uit te help. Ons approach op armoede is, en dis een van die situasies waarby ons approach heeltemal verkeerd is. Ons dink, dan moet iemand op 'n witperd kom, en ons kom uithaal. Ons dink, as ons die meer geld kry, as ons iemand kry wat meer geld het, dit gaan ons miskien uit die situasie uitkom, vir vroue wat inskakel, vir jong meisies wat inskakel. En vir julle sê, die society waarin ons lewe, vereis van jou om jou eie geld te hê. Die society waarin ons lewe is nie meer daai jaar nie. Die society waarin ons lewe vereis dat jy jou eie graad moet hê. Die wêreld het so ver gekom, die wêreld vereis van 'n vrou om presies dit wat 'n man het te moet hê. En dis die mindset wat ingebrand is in mansmense se koppe. En daarvoor moet elke jong meisie wat ingeskakel is, maak seker, jy vat jou eie lewe ernstig op. Want om te sê, nee, ek gaan 'n man kry wat dit het, en ek gaan 'n man kry wat dat het, môre as die man wegstap, dan stap hy weg met sy hele goed. Wat het jy om te wys? Vir al hierdie klomp jare wat jy eintlik nog gemors het, want dis 'n waste. Baie van sy jong meisies
Ons jong kinders lewe saam met mans en is in huwelike en absoluut niks. En absoluut niks. En môre as dinge in mekaar tuimel en dan jy niks om te wys nie. En ek sal jou blameer wanneer jy jouself daar. Jou mindset was verkeerd. Jou approach was verkeerd. Want die society waarin ons lewe is nie meer 1840 nie. Daarvoor moet ons almal man up. Ons moet almal ons sokkies optrek. Want jy as 'n vrou, as 'n jong dogter moet sekuriteit hê. Dit maak nie saak of jy met Bill Gates getroud is of met wie ook al getroud is. Jy moet sekuriteit hê vir jou eie lewe. Ja, jy kan 'n huisvrou wees, maar jy moet weet, ek het sekuriteit. As hierdie ding nie uitwerk nie, kan ek op dit vat. En die vraag op einde van die dag is, wat het u om te wys vir al hierdie klomp jare wat u gemors het? En dis wat op die einde van die dag gaan lyk. Ek is hier om vir iemand te sê, in jou arme omstandighede, Here, U is saam met my. Bybel sê, Hanna het haar man verloor. Sy sê verloor nie, maar sy moes haar man deel. Want haar man het baie graag kinders gesoek. Die man wil baie graag kinders hê. En die Bybel sê, Hanna kon nie kinders kry nie, want die Here het haar by haar toegesluit. En sy moes met hierdie vrou wat kinders toe gekry het, binne in haar huis. Haar man wou nie los nie, want haar man was baie lief vir haar. Sy moes toe die skande deurmaak, die embarrassment deurmaak, die slegte woorde wat sy elke dag gekry het, moes sy deurmaak. Sy moes deur dit alles staan, sy moes deur dit alles beklei. Sy moes dit alles opeet. Sy sê, Here, U is saam met my in hierdie ding. Here, U is saam met my in hierdie omstandighede. Here, U is saam met my in hierdie probleem. Here, U is saam met my en ek acknowledge die feit dat U saam met my is. Ek nooi U in, dis wat die skrif sê. Hy sê, skrif sê, ken my in al julle weer. Ons is nie nodig om God te lieg nie. Ons is nie nodig om vir die Here te lieg nie. Die blinde man kon nie sien, die Bybel sê, jou oë is die lig van jou liggaam. Hulle was in 'n donker kuil. Hulle doderyk was, hy kon nie sien nie. Sê, Here, die seun van Dawid, wees my barmhartig. Here vra hulle, wat wil julle hê? Sê, Here, en ek kan sien. Ek is blind. U is saam met my in die situasie. Elke probleem wil ek vir iemand sê, onder die son, het 'n oplossing. Ek sal dit weer sê. Elke probleem onder die son het 'n oplossing. Daar is 'n oplossing. Elke probleem het 'n oplossing. Die man met die verdorde hand, die Here raak hom aan en sy hand word genees. Elke probleem onder die son het 'n oplossing. Die man met die bad van Bethesda, wat lê langs die bad vir so baie jare, hy sy oplossing gekry en sy oplossing het gekom en dit was nie eens nodig gewees om in die bad te klim nie. Elke probleem, nie waar is en dis wat ons heel moontlik ook uitgooi. Want ek is one-sided. Die oplossing moet kom van die area af, die oplossing moet kom uit die plek en die oplossing moet so lyk, hy moet so gepolish wees, hy moet so wees, hy moet mooi lyk, hy moet die kant wees en dis nie altyd die geval nie. Hy moet so lyk soos wat ek dink hy moet lyk. Nou, dis nie altyd die geval nie. Hy moet voorkom soos wat ek dink hy moet voorkom. Nou, dis nie altyd die geval nie.
hier kom 'n man, en hy tel hierdie man op, en hierdie man tel sy bek op wat hy opgelê het, vir so lank. En hy loop met hom, sonder om in die bad in te klim. Hierbaar dit was hierdie man se kuil, dit was hierdie man se doodryksomstandighede waarin hy was, hy kan nie loop nie, hy soek genesing. Die besetene van Gadara, en dis baie mense wat my kyk, en hierbaar een ding wat die Gees aan my geopenbaar het was, as so baie mense wat onder demoniese spelle beweeg, en onder demoniese oppressie beweeg, dis nie eers sigbaar nie. Mens kan dit nie sien nie, maar dis daar. Dis daar, maar jy kan dit nie sien nie. Jy kan nie jou vinger op dit sit nie, maar dis daar. So baie mense, Bybel sê die besetene van Gadara, toe die Here hom tegemoet kom, toe breek hy kettinge. So geweldig was die magte binne in sy liggaam. En dierbaar is nie noodwendig nodig in hierdie dag dat ek onderskei dat geeste in jou liggaam meer so graag wil baie graag woon nie. Sorry. Hy baie graag 'n huis hê, maar hulle kom agter is nie nodig om in sy liggaam te bly nie. Kom ek lê en slaap op sy finansies. Dis geestelike manipulering. Kom ek sit op sy werk. Kyk nou mooi, hy's nie fisies binne in nie, maar daar's 'n area in jou lewe wat hy toemaak. Kom ek beweeg in sy verhouding. Kom ek beweeg in sy huwelik. Kom ek beweeg deur sy kinders. Kom ek beweeg deur. Maar die vyand het gesien, dis makliker vir iemand dis makliker vir 'n man van die Here om uit te dryf as hy die liggaam self occupy. Sy space binne die liggaam occupy. Kom beweeg deur hierdie dinge. Die besetene van Gadara. Daarvoor is dit noodsaaklik dierbaar is. As dinge moeilik raak vir ons, kom ons roep uit. As omstandighede moeilik raak, kom ons roep uit. As dinge nie meer reg lyk nie, kom ons roep uit. Kom ons roep uit tot die Here. Kom ons roep uit tot die God van Abraham. Kom ons roep uit. Wat is u doodryksomstandighede? Wat is u doodryksomstandighede? Wat is dit? Waarin u is, waarin u vasgevang is? Roep vandag uit. Soek vandag die aangesig van die Here. Moenie profete soek nie. Moenie apostels soek nie. Moenie evangeliste soek nie. Dierbaar is die geheim in goddelikheid is nie om rond te hardloop die wêreld plat te reis wanneer jy soek 'n man van die Here om jou te help nie. 80% van die manne van die Here wat ons dink is manne van die Here is nie manne van die Here nie. En as ek dit sê, sê ek dit met die oog daarop, gebruik nie eers die krag van die Here nie. Hulle gebruik afgestorwe geeste. Hulle gebruik geeste wat piep en mond. Hulle gebruik is waarsêers geeste. Dis stoor magte. Die beste ding om te doen is soek die aangesig van die Here. Binne in die huis. Binne in jou slaapkamer. Jy kan jou ryding vat en jy kan uitdryf veld toe. Jy kan uitstap veld toe en die aangesig van die Here gaan soek. Waar jy is, waar jy bly, wat God kan kom tot waar jy is. Binne in daai plakkerskamp waar jy ook al bly. Binne in daai vallei binne in daai village waar jy bly. Binne in die sinkhok waar jy bly. Jy hoef nie die beste te hê nie, maar God kan kom tot in daai plek.
En dis wat hy sê, in sy woord, hy sê, wie my gebooie het, luister mooi, en my gebooie bewaar, ek sal sien dat hy my lief het, en ek sal hom lief het, en my Vader sal hom lief het. Hy sê, en ek, Jesus Christus, sal myself aan hom openbaar. Hy sê, en ek en my Vader sal by hom woning kom maak, binne in jou huis, binne in jou liggaam, in jou gees. Dis God. Kom ons hardloop nie rond nie, kom ons val nie rond nie, soek die aangesig van die Here. As my kinders nie in orde is nie, soek die aangesig van die Here. As my finansies nie reg kom nie, soek die aangesig van die Here. As ons omstandighede van armoede my so druk, soek die aangesig van die Here. As ek siek is in my liggaam, want niemand kan my help nie, niemand is daar om enige uitkoms te gee nie, soek die aangesig van die Here. As my werk 'n toksiek plek is, en dinge gaan nie meer reg nie, dinge loop nie meer mooi nie, soek die aangesig van die Here. Jy's vasgevang in dwelms, jy's vasgevang in alkohol, soek die aangesig van die Here. Jy het geen rigting, jy weet nie wat die volgende stap is nie, soek die aangesig van die Here. My liewe vriend, liewe luisteraar, broer, suster, Bybel sê, en God kyk, hy soek 'n verstandige man, 'n verstandige vrou, wat vra na hom. Wat die omstandighede ook al mag wees, jou doodryksomstandighede, vra na die Here. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Baie dankie vir genade op genade op genade op genade. Baie dankie vir genade dat U dit toegelaat het vir hierdie broadcast om te gebeur. Dankie vir die genade wat U gee en U toelaat dat mense inskakel. Dat mense hierdie preek vandag en vanmôre en hierdie week luister. Dankie Vader vir U grootheid. Dankie Vader vir U liefde. Vader, ek stem saam met elke individu wat ingeskakel is. Vader, ek vat hande saam met elke individu wat ingeskakel is op hierdie broadcast. En ek sê saam met hulle, Vader, U is saam met ons in hierdie omstandighede waar ons is. Vader, ons nooi U in elke moeilikhede. Ons nooi U in ons huise, ons nooi U in die lewe van ons kinders, ons nooi U in ons werksplekke. U sê in U woord, ken my en al julle weer, en ek sal julle paaie gelei maak. Ons nooi U in, Vader, ons nooi U in. Vader, ek bid, Vader, in die naam van Jesus Christus, onderneem soos nooit van tevore. Ek bid, Vader, kom doen wat net U alleen kan doen. Ek bid, Vader, kom raak elke individu aan. Raak elke individu aan in die magtige naam van Jesus Christus. U is heilig, Vader, U is gedig, U is getrou, U is regverdig, en daar is niemand soos U nie. Raak elke individu aan onder die invloed van die stem in Jesus magtige naam. Ek bid, Vader, kom red diegene wat vasgevang is in armoede. Kom red diegene wat siek is in hulle liggame. Kom genees hulle, Vader. Ek bid, Vader, wees vir hulle die antwoord. In Jesus magtige naam. Elke probleem bid ek, Vader, die oplossing bring. Elke finansiële moeilikhede, Vader, bid ek dat U finansies bring, Here. Dat U finansiële uitkoms bring. Ek bid, Vader, word verheerlik in hierdie preek, word verheerlik in hierdie gebed, word verheerlik in elkeen van hulle se lewens. Ek bid, Vader, wat hulle se beplanning ook al mag wees in hierdie onbekende week, wil U dit vervul. Ek bid, Vader, wil U saam met hulle gaan, wil U hulle behoed en bewaar. Elkeen wat op reis is, Vader, elkeen wat werk toe reis, elke vrou wat by die huis bly, Vader, elke huisvrou, Vader, ek bid hulle onder die salwing van die Here. Ek bid, Vader, elke kind wat skool toe gaan, elke kind wat universiteit toe gaan, elke kind wat studeer by die huis, Vader, ek bid dat die salwing van die Heilige Gees hulle sal behoed en bewaar in Jesus magtige naam. En ek bid, Vader, elke individu wat ingeskakel is op hierdie broadcast, Vader, bid ek, bewaar hulle huise, Vader, teen mense wat in wil breek. Ek bid, Vader, bewaar hulle lewens teen mense wat hulle wil seermaak. Ek bid, Vader, beskerm hulle in Jesus magtige naam.
Ek bid dit tot eer en verheerliking van U grootheid in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Julle met al die deur onthou, Jesus Christus is lief vir julle. Shalom.